Die boodskap Numeri hoofstuk 22. Koning Balak vra hulp by die profeet Bileam. Die Israeliete het weer verder getrek en kamp opgeslaan in die vlakte van Moab, aan die ooste kant van die Jordaanrivier reg oorkant Jerigo. Toe die koning van Moab, Balak, die seun van Sipor, hoor wat die Israeliete met die Amoriete gedoen het hy en sy mense baie bang geword, want hulle het gesien hoe baie Israeliete daar was. In hulle paniek het hulle vir die leiers van Midian die volgende boodskap gestuur: Hierdie horde mense gaan alles rondom hulle kaal stroop, soos 'n bees die gras rondom hom kaal vreet. Koning Balak van Moab het toe boodskappers na Bileam die seun van Beor toegestuur. Bileam was in die Petor naby die Efraatrivier in die land van Amoa. Balak het vir hom laat weet: Hier het nou net 'n hele volk uit Egipte uit aangekom en oral waar hulle kom, vat hulle oor. Hulle het hulle nou hier op my voorstoep kom tuismaak. Hulle is te veel vir ons om baas te raak. Kom help my asseblief. Ek wil hê jy moet 'n vloek op hulle kom sit. Miskien sal ons hulle dan kan baas raak en uit ons land uit wegjaag. Ek weet mos as jy met jou buitengewone kragte mense seën, gaan dit regtig goed met hulle. Maar as jy mense vervloek, tref slegte dinge hulle beslis ook. Die klompie leiers uit Moab en Midian, wat as Balak se boodskappers opgetree het, is toe daar weg met die geld wat hulle vir Bileam sou gaan aanbied om te doen wat Balak vra. By Bileam aangekom, het hulle vir hom die situasie geskets. Hy sê toe vir hulle: Bly vannag hier oor, dan sal ek môre vir julle sê wat die Here vir my gesê het. Die leiers uit Moab het toe daar by Bileam oorgeslaap. Die nag het God na Bileam toe gekom en vir hom gevra: Wie is die mans wat in jou huis is? Hy het geantwoord: Dit is boodskappers van koning Balak van Moab wat vir my moes kom sê: Hier het nou 'n groot volk uit Egipte aangekom. Oral waar hulle kom, vat hulle oor. En hulle het hulle nou hier op my voorstoep kom tuismaak. Hulle is te veel vir ons om baas te raak. Kom help my asseblief. Ek wil hê jy moet hulle kom vervloek. Miskien sal ons hulle dan kan baas raak en uit ons land uit wegjaag. Moenie saam met hulle gaan nie, het God vir Bileam gesê. Jy mag nie 'n vloek oor hierdie volk uitspreek waarin jy sê dat ek hulle moet straf nie, want ek het hulle al reeds met my goedheid geseën. Toe Bileam die volgende môre opstaan, het hy vir Balak se leiers gesê: Gaan dadelik huis toe. Die Here wil nie hê ek moet saam met julle gaan nie. Hulle is toe terug na Balak toe in Moab met die boodskap: Bileam weier om saam met ons te kom. Balak het weer probeer. Hierdie keer het hy nog meer en belangriker mense as die vorige keer gestuur. Hulle het vir Bileam gesê: Koning Balak sê: Kom asseblief dadelik na my toe. Ek sal jou baie goed betaal vir jou dienste en sal doen net wat jy wil hê. Ek smeek jou, kom tog net hiernatoe en vervloek hierdie vreemde volk. Maar Bileam het vir hulle gesê: Selfs al sou Balak vir my sy paleis vol silwer en goud gee, mag ek net doen wat die Here my God my toelaat. Niks anders as dit nie. Maar bly julle ook 'n nag hier by my oor, dan kyk ons of die Here nie dalk weer met my hieroor wil praat nie. Daardie nag het God weer met Bileam kom praat en vir hom gesê: Aangesien hierdie manne jou kom haal het, gaan dan maar saam met hulle, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê. Bileam en sy donkie. Die volgende môre het Bileam sy donkie opgesaal en saam met die leiers van Moab vertrek. Maar die Here het kwaad geword omdat Bileam saam met hulle gegaan het. Daarom het hy die engel van die Here gestuur om in Bileam se pad te kom staan. Bileam het op sy donkie gery met 2 van die amptenare saam met hom. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien staan met 'n groot swaard in sy hand, het die donkie verskrik uit die pad uitgespring die veld in. Bileam het die donkie geslaan en hom teruggedwing pad toe. Die engel van die Here het toe gaan staan op 'n plek tussen die wingerde waar die pad baie nou was met 'n muur aan beide kante. Toe die donkie die engel van die Here daar sien staan, het hy probeer om tussen die engel en die muur deur te skuur. In die proses het hy Bileam se voet teen die muur vasgedruk. Bileam was kwaad en het weer die donkie geslaan. Die engel van die Here het toe weer 'n end vorentoe in die pad gaan staan. Hierdie keer was die pad so nou dat daar geen deurkomkans vir die donkie was nie. Toe die donkie hierdie keer die engel van die Here sien staan, het hy sommer net onder Bileam gaan lê.
Bileam het in sy woede die donkie met sy stok toegetakel. Toe laat die Here die donkie deur 'n wonderwerk met Bileam praat. Dit is nou al die 3de keer dat jy my so slaan, het die donkie skielik vir Bileam gesê. Wat het ek aan jou gedoen om dit te verdien? Jy hou my vir die gek, het Bileam gesê. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek jou net hier doodgemaak. Toe vra die donkie vir Bileam, is ek nie dieselfde donkie waarop jy nog altyd gery het nie? Het ek al ooit voorheen so met jou gemaak? Nee, moes Bileam erken. Die Here maak toe Bileam sy oë oop en hy die engel van die Here met sy groot swaard daar in die pad sien staan. Toe buig Bileam voor die engel. Die engel van die Here vra toe vir hom, waarom het jy nou jou donkie nou al 3 keer geslaan? Ek het jou juis kom voorkeer, want jy is op pad na jou ondergang toe. Ek het 3 maal voor jou kom staan, daarom het die donkie elke keer uitgedraai. As hy dit nie gedoen het nie, het ek jou beslis doodgemaak, maar die donkie sou ek laat leef het. Bileam sê toe vir die engel van die Here, ek is jammer oor wat ek gedoen het. Dit was verkeerd. Ek het nie besef u staan voor my in die pad nie. Ek sal omdraai as u nie wil hê ek moet verder gaan nie. Toe sê die engel van die Here vir hom, nee, gaan saam met hierdie mense, maar jy mag net sê wat ek vir jou sê, niks anders nie. Bileam is toe verder saam met Balak se boodskappers. Bileam kom by Balak aan. Toe koning Balak hoor dat Bileam op pad is hy reguit na hom toe. Hulle het mekaar raakgeloop by 'n Moabitiese stad langs die Arnon rivier op die grens van sy gebied. Hoekom het jy nie gekom toe ek jou die eerste keer laat roep het nie? Het Balak vir Bileam gevra. Het jy gedink ek sou jou nie goed genoeg betaal nie? Bileam het geantwoord, ek is mos nou hier, maar onthou, ek kan niks uit my eie sê nie. Ek kan net sê wat God my toelaat om te sê. Bileam is saam met Balak daar weg na Kirjat Gisot toe. Daar het die koning beeste en skape as offers laat slag en vir Bileam en al die belangrike mense wat by hom was, van die vleis gegee. Die volgende oggend het Balak vir Bileam teen die hoogtes van die Bamot Baal laat uitklim. Toe Bileam van daar afkyk, het hy 'n gedeelte van die Israeliete gesien.